depth of your mercy do we see the height of your love. We were wandering far in the darkness, yet your grace came down from above. Not by strength and not by deserving, not by works that we could claim, but the cross spoke louder than judgment and forever changed our name. When we were lost, you found us. When we were weak, you came. You opened heaven's mercy and called us by your name. Grace beyond measure, mercy untold, love that no sinner could ever withhold. Freely you give what we could not earn. Grace beyond measure, forever we'll learn. Jesus, your kindness is life to our soul, washing our hearts and making us whole. Now we will live what you first gave to us. Grace beyond measure, poured out in love. Romans tells the story of mercy, how your love met us in our fall. While we were still lost in our brokenness, you gave your life for us all. Where our sin was deep like the ocean, grace rose higher than the tide. Now we stand in hope of your glory, held forever by your side. Through suffering you shape us, through trials our faith can grow. Your grace becomes our anchor wherever we may go. Grace beyond measure, mercy untold, love that no sinner could ever withhold. Freely you give what we could not earn. Grace beyond measure, forever we'll learn. Jesus, your kindness is life to our soul, washing our hearts and making us whole. Now we will live what you first gave to us. Grace beyond measure, poured out in love. In this season, we walk through the silence. We remember the price that you paid. Through the shadow that leads to redemption, we see how your mercy was made. Every step to the hill called Calvary was a step filled with mercy for me. Every drop of the blood of the Savior opened blind hearts to see. Your grace rewrites our story, your cross restores our sight, and now your love within us becomes the world's new light. Grace beyond measure, mercy untold, love that no sinner could ever withhold. Freely you give what we could not earn. Grace beyond measure, forever we'll learn. Jesus, your kindness is life to our soul, washing our hearts and making us whole. Now we will live what you first gave. Blykbaar kom ek nog aan. Dankie. Goeiemôre gemeente.
Baie welkom by vanoggend se erediens. Genade en vrede vir julle van God die Vader en sy Seun, die Here Jesus Christus, in en deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons word so vir 'n oomblik stil, dan open ek vir ons met 'n gebed. My almagtige God, Here Jesus Christus, wat 'n wonderlike voorreg is dit om hier in U teenwoordigheid bymekaar te kom. Here, U bring ons saam as 'n geloofsfamilie om bewus te word van U Gees wat in elkeen van ons harte werk. Here, ons gaan kyk vanoggend na 'n baie bekende gedeelte oor 'n buitestander en hoe U genade en die liefde vir hierdie buitestander deurgebreek het, maar hoe dit ook vir elkeen van ons deurbreek vanoggend. Here, ons kan hoor hier in die middelblok breek U genade ook deur vir 'n jong kind en ons is so wonderlik dankbaar, Here Jesus, dat hulle ook saam met ons in die diens is. Here, ek wil vir U vra, lei ons vandag, maak asseblief die oë en die ore van ons harte oop, Here, dat ons U boodskap helder en duidelik sal ontvang en dat ons dit sal gaan uitdra in hierdie week wat kom. Amen. En dan wil ek vir julle vra, kom ons staan asseblief en dan loof en prys ons die Here. Higher
So, dis altyd vir ons wonderlik met aannemingsgeleenthede en geloofsbelijdenisse. En vanoggend is hierdie geloofsbelijdenis vir my persoonlik baie spesiaal. My eie broerskind word vanoggend aangeneem hier in ons gemeente. John, en ek wil vir jou vra om so lank vir ons na vore te kom. Jy kan nog regmaak, hou daai speech in jou kop, byt vas. So julle almal ken vir John al, hy was al hier voor gewees en John is 'n jong man wat vir ons die kleuterskole se bediening doen en toe ek en hy nou weer gesels het hierdie week oor sy belydenis, toe is dit net weer vir my so 'n absolute mooi voorbeeld van John wat kan getuig dat dit wat hy by die kleuterskole doen nie net vir die kinders iets beteken nie, maar vir hom in sy geloof. En hy is so 'n mooi voorbeeld vir almal van ons om vir ons te wys dat wanneer jy deelneem, dan word die liefde van die Here werklik waar vir ons iets spesiaal. So wat beteken die belydenis aflegging dan vanoggend? John, toe jy gedoop is, het God beloof dat jy aan hom behoort. Jou ouers het beloof om jou so groot te maak dat jy die Here kan leer ken en tot geloof in Jesus Christus as jou verlosser kan kom. Die feit dat jy vanoggend hier is om belydenis van geloof af te lê, beteken dat jy nou antwoord op die belofte van God met jou doop en dis nou self verantwoordelikheid neem vir die belofte wat jou ouers daardie geleentheid gemaak het. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat jy voor die gemeente sê wat jy in jou hart glo, naamlik dat Jesus Christus die Here is en ook die Here van jou lewe. Jy sê ook dat jy op hom alleen sal vertrou, dat jy graag volgens sy woord wil lewe en soos wat jy reeds doen, aktief betrokke sal wees by die kerk en dat jy sy getuie in die wêreld sal wees en so sal optree. Jy onderneem ook om gereeld Bybel te lees en te bid, sodat jou verhouding met die Here al hoe sterker kan word. John, ek nooi jou dan uit om nou jou belydenis af te lê voor die gemeente. Goeiemôre gemeente. Dit is 'n voorreg om hier voor te kan staan vanoggend en bely dat ek, Jean van Breda, glo in die Here Jesus Christus en erken dat hy my verlosser is. Almal se paadjie lyk anders. Ek word aangeneem as 'n 21-jarige, nie as 'n 17-jarige soos die meerderheid van die gemeente nie. Maar ek is dankbaar dat ons Hemelse Vader alles uitbeplan het soos hy het. Ek bely vandag met meer verstand en vertroue in God se plan as wat ek sou in 2021. Ek verstaan dat deur die oorwinningsverhaal van die kruisiging, die sterf en die opstand op die 3de dag, is ek en die hele mensdom vrygekoop van skuld wat ons nie die vermoë gehad het om self te betaal nie. Uit liefde en genade is ek gered en die Gees van God leef binne in my, sodat ek die vrug kan dra en my verantwoordelikheid as 'n kind van die Here kan eer. 'n Verantwoordelikheid wat oor my pad gekom het in 2025 was 'n groot hupstoot in my geloofsreis, want al het ek my hele lewe lank die Here liefgehad, kan ek erken dat soms dit moeilik was om tussen die geraas van die wêreldse leuns en uitdagings met my geestesgesondheid die Here se woord te verstaan en te eer. Die dag wat ek as 'n rekeningkundestudent 'n oorweldige gevoel van roeping ervaar het om te vra of ek die kleuterskool jeugdienste kan oorneem, was die begin van 'n verandering in my manier van dink en my benadering aan my geloof. En ek is oortuig dat dit God se plan was van die begin af. Ek beloof dat ek deel sal wees van 'n geloofsfamilie en ek beloof om my talente en gawes wat aan my geskenk is te gebruik om by te dra na die koninkryk van God. Ek was verlang onseker oor hoe my belydenis sou lyk, wat ek wil sê, wanneer die regte tyd sal wees en hoe meer ek het oorgegee het aan die Here, hoe helderder het dit als geword. Die boodskap wat ek wil los vandag is om jou gawes en rol in die gemeente nie te oordink nie. Ons almagtige Vader het nie 'n groot uitbeelding nodig om 'n verskil te maak nie. Soos ek die kleuters gesê het hierdie week en vir hulle geleer het oor die wonderwerk van die duisende wat deur Jesus gevoer is met net 5 brode en 2 visse, het hy net nodig dat ons die gawes wat vir ons gegee is, gebruik. Soos julle kan hoor is daar heel moontlike nog 'n dominee van Breda wat op pad is. Ek like it, ek kan bietjie afgelos word.
Dan die verklaring, op grond van die genadeverbond soos verseël deur die doop en kragtens die belydenis wat jy sopas afgelê het, word hiermee verklaar dat jy nou 'n belydende lidmaat is van die Nederduits Gereformeerde Gemeente hier in Florana. John, baie geluk. Hier is vir jou 'n kers met al die instruksies agterop. Elke jaar op hierdie tyd steek jy hierdie kers aan en die vlam van die kers wat brand is 'n simboliek vir die vlam van die Here wat altyd in jou sal bly brand. Lief vir jou. Bly so mee voor staan. Ek wil vra dat ons almal nou sal opstaan en dat ons saam vir hom ons aanvaar jou met die liefde van ons Heer sal sing. Wil jy preek? Ja. Ek sien die man hang hier rond, jy kan oorvat as jy wil. Here Jesus, dis my opregte gebed vanoggend, Here. Mag die mense wat sien hoe ons U dien, ook begeer om van U liefde meer te leer. Here, maak dit wakker in ons hart. Help elkeen van ons dat ons sal verstaan, Here, dat ons het nie net die voorreg om die evangelie te verkondig nie, maar dat U dit ook van elkeen van ons verwag. Amen. So julle, vanoggend kyk ons na die geloof van 'n buitestander. Julle almal sal die baie bekende gedeelte ken, dis daar uit Matteus 15 vers 21 tot 28. En die mooi skildery daarvoor gee eintlik vir ons 'n goeie idee waaroor dit gaan. Dis die Kanaanitiese vrou wat voor Jesus kom kniel en hierdie vrou is desperaat. Haar dogter sit met 'n groot probleem, sy is in die mag van 'n bose gees en sy ontmoet dan vir Jesus, val op haar knieë neer en sy vra dan vir die Here, help my asseblief. En dan die vreemde antwoord van Jesus af, wat baie van ons gaan skok indien ons na hierdie verhaal kyk met 'n hedendaagse bril op. Jesus antwoord haar en hy sê vir haar, mevrou, ek kan nie die kos van die kinders wegvat en dit vir die hondjies gee nie. Dit klink soos 'n verskriklike antwoord, maar as ek en jy dit reg verstaan, gaan ons die mooi beeld agter dit kan sien vanoggend. So, as ek en jy nou besluit ons wil môre dalk see toe ry, dink julle om op Suid-Afrikaanse paaie te ry dat dit 'n goeie idee sou wees om bewus te wees dat daar dalk slaggate kan wees? Dink julle is 'n goeie idee? Ek dink ook so. So, N.T. Wright sê vir my en jou, in hierdie gedeelte moet ons bewus wees van sekere geestelike slaggate wat vir ons wag.
Die probleem is, hy sê, as ek en jy met 'n wêreldbril aankyk wat vandag leef, dan gaan ons hierdie ding heeltemal verkeerd verstaan. In die laaste 2 eeue het daar soveel dinge gebeur waar rasse kwessies was sekerlik een van die grootste morele probleme gewees. En dan wys hy vinnig terug. Hy sê die afgryse van die Tweede Wêreldoorlog met ongeveer 6 miljoen mense wat doodgemaak is net omdat hulle Jode is. Hy verwys ook terug na ons in Suid-Afrika. Hy sê ons dra nog steeds die letsels van dit wat gebeur het in apartheid. Nou, as ek en jy met hierdie rasse kwessie bril na hierdie idee toe gaan vandag, dan gaan ek en jy by onsself dink dat die Here is hierdie dokter wat al die nodige toerusting gehad het om iemand te help en hy weier om hulle te help as gevolg van hulle ras of kultuur. Julle en dis glad nie die geval nie. Ons moet die hele tyd in gedagte hou dat Jesus gekom het met 'n baie spesifieke missie. Dat die idee was van die begin af gewees dat God 'n belofte gemaak het dat sy seëninge aan die wêreld sal gekanaliseer word deur die Jode. En as daar nie hierdie tydlyn was van Jesus se reddingsplan nie, dan sou die belofte wat God gemaak het verbreek gewees het. Nou die mooi wat ons vanoggend moet sien, is dat alhoewel daar 'n spesifieke tydlyn was, 'n spesifieke heilsplan was, breek Jesus se genade steeds deur. Hy kan dit nie keer nie. So kom ons gaan lees die gedeelte en dan verduidelik ek vir julle soos wat ons aangaan. Jesus het daarvandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon toe vertrek. 'n Kanaanitiese vrou wat in daardie gebied gewoon het, het onverwags by hom aangekom. Sy het aanhoudend geroep, "Ontferm U oor my, Here, seun van Dawid. My dogter is in die mag van 'n bose gees en dit gaan sleg." Maar hy het haar niks geantwoord nie. Sy disippels kom toe by hom en vra, "Stuur haar weg, want sy hou aan met skreeu hier agter ons." Nou, weer eens die disippels se woorde klink ook hard. Dit klink amper asof hulle net wil sê, "Man, kry haar net hier weg." Maar as jy gaan kyk in die Grieks na wat hulle sê, dan sê hulle eintlik, "Ag, Here, help haar maar gou, man. Ons weet dit is nou nie deel van die plan nie, maar help haar maar gou dat sy net kan weggaan." En dan lees ons verder, Jesus antwoord, "Ek is net na die verlore skape van die volk Israel toegestuur." So hy antwoord hierdie disippels op hulle vraag dat Jesus die vrou moet help, laat sy kan gaan. Maar die vrou kom kniel voor hom en sê, "Here, help my." Hy sê vir haar, "Dis nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie." "Dis waar, Here," sê sy, "maar die hondjies eet darm van die krummels wat van hulle baas se tafels afval." En dan dink ek, Jesus se ernstige gesig verander in hierdie gedeelte wanneer hy vir haar sê, "Mevrou," sê Jesus vir haar, "jou geloof is groot, jou wens word vervul." Van daardie oomblik af was die dogter gesond gewees. Nou julle, hier gebeur ongelooflik baie in hierdie gedeelte. En ons moet 4 goed verstaan vandag wat vir my en jou belangrik is. Eerste, God se genade skyn deur op plekke en by mense waar ek en jy dit die minste verwag. Heel aan die begin van hierdie teks is daar 'n Griekse woord, anagoreio. Dis nie 'n vloekwoord nie, ek beloof. Hierdie anagoreio verwys na 'n strategiese onttrekking van Jesus. So kom ons sê net eers vir mekaar, Jesus was tot op hierdie stadium nog besig gewees in Israel, in Jerusalem en die omliggende gebiede. En dan sien ons hy het 'n strategiese onttrekking van daar af na Tyrus en Sidon toe. Nou hoekom onttrek hy? As ons die kronologiese volgorde van die Markus Evangelie gaan kyk, dan gaan ons sien dat op hierdie stadium het Jesus en sy disippels werklik al hard gewerk. Hulle het 'n hele paar konfrontasies gehad met die geestelike slim ouens van Israel en hulle is moeg. Hulle onttrek, hulle gaan na 'n gebied toe waar hulle dink daar gaan niemand wees wat hulle herken nie. En dan sê hulle, onthou het die teks vir ons gesê,
onverwags kom hierdie vrou by hulle uit. Nou julle, Jesus kan dit nie wegsteek nie, né? Hy kan nie sy genade weghou van die mense af nie. Hierdie vrou wat hom glad nie ken het, nog nooit ontmoet het nie, sien dadelik die liefde en die genade in hom raak en sy val voor hom neer. Nou ons hoor 'n baie belangrike gedeelte hier. Ons hoor dat Matteus noem haar die Kanaanitiese vrou. Nou ons sal sien in die Markus Evangelie byvoorbeeld sê hy sy is net 'n Siro-Fenisiese vrou. Nou hoekom is dit belangrik? Matteus skryf vir die Jode. En as 'n Jood of iemand van die volk Israel die woord Kanaan hoor, dan kry hulle koue rillings. Dink bietjie vir ons terug aan wat gebeur het in die Ou Testament. Hierdie ouens trek, hulle is op pad Kanaan toe na die beloofde land. Dan word die verspieders uitgestuur in Kanaan en hulle moet gaan kyk wanneer gaan hulle nou hierdie land kan inneem. En dan sê die ouens 'n klomp bangbroeke. Julle sal onthou, hulle sê daar's reëse in daai land, ons gaan dit nie kan oorvat nie, Here. En dan straf die Here hulle. Dan wandel hulle vir 40 jaar rond daar in die woestyn en éventueel is dit Joshua en sy manne wat dan Kanaan oorvat. So die oomblik wat hulle die woord Kanaan hoor, kry hulle hierdie koue rillings en hulle word herinner aan daai moeilike stryd wat hulle gehad het. So waarmee is Matteus besig? Hy is net besig om vir ons te wys dat hierdie vrou was 'n uiterste buitestander gewees. Sy moes nie geweet het wie Jesus is nie. Maar God se genade breek deur op tye en by mense waar ek en jy dit die minste verwag. Die tweede punt wat ons moet verstaan is God se genade laat hom nie altyd deur 'n strak tydlyn beperk nie. Die toekoms in hierdie gedeelte staan op die punt om deur te breek. Nou nadat Jesus se disippels vir hom gesê het, ag Here, doen net iets met haar dat sy net gaan. Sê hy vir hulle, nee ouens, onthou. Ek is gestuur vir die verlore skape van Israel. Ek moet eers daai werk doen. Nou wat gaan hier aan? Ons moet onthou dat die belofte gemaak is dat God se volk, die Israeliete, die kanaal sou gewees het waardeur Jesus moes gewerk het om die seëninge aan die wêreld te bring. Nou op hierdie stadium was die wêreld nog nie gereed nie, die disippels was nog nie gereed nie, die volk was nog nie gereed vir die gebeure op Paasnaweek nie. Jesus se kruisiging en opstanding moes eers plaasgevind het voordat hy en sy disippels kon uitgaan en die evangelie aan die res van die wêreld gaan verkondig het. Anders sou die belofte wat God gemaak het aan die volk van Israel nie waar geword het nie. Maar ek en jy wat aan hierdie kant van die kantlyn of van die tydlyn sit, weet dat die heilsplan van God het nooit verander nie. Maar iets mooi gebeur. Jesus se genade breek selfs vir 'n oomblik net deur hierdie heilsplan. Verander nie, maar sy genade breek deur. Daar is klomp ander voorbeelde waar Jesus se genade so deurbreek en een van die mooiste ander voorbeelde is natuurlik die bruilof by Kana. Julle sal onthou vroeg in die Johannes Evangelie is die bruilof by Kana, hierdie ouens se wyn raak op. En Maria, Jesus se moeder, weet dat vir wyn om op te raak by so 'n bruilof is regtig waar nie 'n goeie ding vir die bruidegom nie. Die mense gaan sleg dink van hom. Sy gaan dan uit liefde uit na Jesus toe en sê vir hom, hierdie mense se wyn het opgeraak. En hy antwoord daar, hy sê, maar wat het dit met my te doen? My tyd het nog nie aangebreek nie. En dan is dit vir my so mooi, Maria antwoord hom nie eers direk nie. Hoekom nie? Sy ken sy genade karakter, wat hy nie kan wegsteek nie. Sy sê dan net vir die kelners en die kelnerinne om Jesus, doen alles wat hierdie man vir julle sê. En hulle doen dit dan, en dan hier in Pretoria raak ons baie opgewonde oor hierdie wonderwerk, water verander in wyn, nee. Nou julle, ons kan nie anders as om raak te sien dat Jesus se genade hier deurgebreek het nie. En die mooi is, en dis die derde punt, net soos Maria, verstaan hierdie vrou dat Jesus se genade karakter en
breek deur in 'n oomblik en dan wil ek hê dat ek en jy ook hier moet sit vanoggend en besef. Sy genade breek nie net op een plek deur vir hierdie vrou en is klaar verby. Of by die bruilof en is klaar verby nie. Sy genade breek elke dag vir my en jou ook nog steeds deur. Nou julle, dis interessant. Hierdie vrou aanvaar die beeld van hondjie, né? Ek wil by julle hoor, wat dink julle sou 'n vrou vandag gesê het as ons vir haar sê sy's 'n dameshondjie? Julle ken daai mooi woord. Hulle sou nie beïndruk gewees het nie, né? Hierdie vrou beklei nie daaroor nie. Sy stry nie daaroor nie, sy probeer nie haarself oppraat en sê, Jesus, maar hoe kan jy my 'n hondjie noem, nie? Sy verstaan iets meer as wat meeste ander verstaan het. Sy gee 'n antwoord van teologiese insig wat die slim ouens van Israel nie op hierdie stadium gehad het nie. Selfs nie eers Nikodemus wat daar in Johannes 3 met Jesus gepraat het, weet iets van dit wat hierdie vrou reeds weet nie. Sy sê vir Jesus, hy is die Messias. Sy erken hom as seun van Dawid en sy sê vir hom, Jesus, selfs 'n krummeltjie van jou genade is vir my genoeg. En toe Jesus besef die geloof wat sy het, is haar dogter dadelik genees. Nou ons, ek en jy moet iets verstaan vanoggend. Ons het net nou gesê, ons sit aan die regte kant van hierdie historiese lyn, waar Jesus Christus reeds gesterf het en opgestaan het uit die dood uit. Met ander woorde, as ons luister na wat Paulus vir ons sê, dan hoef ek en jy nie met die krummels vanoggend tevrede te wees soos hierdie vrou nie. Paulus sê vir my en jou, as gevolg van die kruisgebeure, is ons erfgename saam met Jesus Christus. Hierdie vrou kom in 'n desperate oomblik na Jesus toe, sy val voor hom neer en net uit 'n krummel genade uit, word daar liefde aan haar gegee. Hoeveel te meer is ek en jy nie hier vanoggend, wat dalk voel soos 'n buitestander, wat dalk desperaat is en voor die Here neerkniel en sê, Here Jesus, help my nie. Ouens, ons is erfgename van God. Ons hoef nie net tevrede te wees met 'n krummel genade nie, maak nie saak wat dit is waarin jy is vanoggend nie. God se genade is vir jou genoeg. En dan die laaste punt van hierdie verhaal wat so mooi uitstaan is, Jesus roep vir my en jou om sy genade aan almal te gaan bekend maak. Ons kan dit nie wegsteek nie. Die kerk NG Florana is nie die eksklusiewe klub vir binnekring mense nie. As Christus se genade jou aangeraak het, dink vir een oomblik, wat het hierdie vrou gaan doen? Dink julle sy sou nie vir die wêreld gaan vertel het hoe Jesus Christus met 'n krummel genade haar lewe gered het nie? Ek en jy word uitgenooi vanoggend om ook soos hierdie vrou in 'n wêreld te gaan getuig in die manier wat ons leef. Ouens, almal van ons hoef nie die verskriklike kenners te wees van die woord nie. Natuurlik is dit wonderlik om saam met die Here 'n pad in sy woord te stap. Maar ons hoef nie alles te hê nie. Ons kan oorgee aan die Gees van God wat ons lei. En hy sal deur die liefde wat ons leef, ander se oë vir hom oopmaak. Daar is hierdie ongelooflike goeie boek wat ek regtig voorstel julle almal kan lees. Die boek se naam is Seeking Allah, Finding Jesus. Nou dit gaan oor 'n verhaal van Nabil Qureshi. Nabil Qureshi het groot geword in 'n moslim huisgesin, 'n liefdevolle huisgesin. En hy het werklik waar opreg na die Here gesoek. En dit is toe hy op universiteit kom, wat hy sy boesemvriend David Wood ontmoet, wat dinge vir hom stelselmatig begin verander het. Nou die mooi van hierdie verhaal is, David het nie nodig gehad om vir Nabil te oortuig nie. Inteendeel, hy het probeer, maar hy kon dit nie regkry met sy intellek en sy goeie verduidelikings nie. Waar hy éventueel vir Nabil reg gekry het om hom na die Here toe te lei, is deur net vir hom lief te wees met Jesus se liefde.
Hierdie twee ouens was vir jare lank vriende gewees voordat Nabil éventueel na die Here toe gegaan het. En dan is die mooi julle en julle kan hierdie gaan opsoek. Daar is hordes van hierdie video's van Nabil wat ander moslems gelei het ook na die Here Jesus Christus toe. Net omdat een persoon werklik waar getrou was aan die Here se liefde en dit uitgeleef het aan iemand anders. Nou julle, die wonderlike van vanoggend is dat ek en jy kry 'n uitnodiging na die tafel van genade. As ons kyk na die verhaal in Matteus 15, dan sien ons dit het te doen met brood. Ons sien dit het te doen met 'n genadetafel. En ons verstaan dat ek en jy nie meer net met die krummels tevrede hoef te wees nie. Vanoggend word ek en jy uitgenooi, as Paulus vir ons sê, daar is nie meer Griek of Jood nie, maar almal is saam onder Christus, dan weet ek en jy dat ons word uitgenooi as erfgename van Jesus Christus na hierdie genadetafel toe. Ek wil vra dat ons die tekens van die nagmaal sal uitdeel asseblief. Almal die tekens ontvang. Iemand wat oorgeslaan is met die brood of die wyn. Terwyl ons almal 'n geleentheid gee om nog hulle sitplekke te kry, wil ek vir julle vra, raak net so 'n minuut stil. Dink aan hierdie verhaal in Matteus 15, waar daar dalk 'n krummel of twee op jou broek iewers is of op jou rok is. Kyk daarna en verstaan dat jy nie meer tevrede hoef te wees met net 'n krummel nie. Jy's 'n erfgenaam saam met Jesus Christus. Jy word as erfgenaam genooi na sy tafel toe. En dan is daai genade nie net vir jou nie. Hy vra in Matteus 28, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Raak vir 'n oomblik stil en dink wat die nagmaal vir jou persoonlik beteken. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, het hy die brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en hy het gesê, dit is my liggaam, dis vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as jy daai drink tot my gedagtenis. Here, terwyl die smaak van die brood en die wyn nog steeds in ons monde is, Here. Die tekens wat U vir ons gegee het om ons te herinner wat U vir ons op Paasnaweek gedoen het. Here, terwyl ons daai nog vars in ons sintuie het, moet ons mekaar herinner, Here, dat alhoewel ons erfgename by U genadetafel is, dat U genade nie net vir ons is nie. Here God, U genade is heeltemal te groot om net vir onsself te hou. Ek bid, Here Jesus, dat elkeen van ons wat hier is vanoggend, dit wat U vir ons vra in Matteus 28 werklik waar sal gaan uitleef. Here, ek dink aan 'n David Wood wat net 'n vriend was vir Nabil,
wat net werklik waar u liefde en die genade uitgeleef het, Here. Dit was genoeg. U boodskap vir ons vanoggend is om te sê dat as ons bereid is om die liefde te gaan uitleef, is dit genoeg. U Gees sal die res doen. Here, ek bid dat daar 'n vuur binne in elkeen van ons aangesteek sal word, Here. Ek bid dat hier in Florana en die groter Pretoria Noord werklik waar 'n lig gesien sal word van u genade wat deurskyn vir 'n donker wêreld. Dankie, Here, vir die groot voorreg, maar ook vir die verantwoordelikheid wat elke Erfgename. Dis my voorreg om die seën uit te spreek. Mag julle in hierdie week wat kom, die liefde van God die Vader, die genade van sy Seun, die Here Jesus Christus en die nabyheid van die Heilige Gees beleef oral waar julle gaan. Amen.